Goeiedag en baie welkom. Ek onthou toe my ouma begin oud word het en sy gesukkel het met haar gehoor, het sy altyd in 'n poging om beter te hoor haar oor so na my gedraai, na my stem toe, sodat sy net kan hoor. En ek moes dikwels herhaal en ek het gesien hoe sy konsentreer, moeite maak. Sy het belang gestel in wat ek sê en sy wou hoor. En hierdie beeld laat my dink aan die vroeë kerk waarvan ons in Handelinge lees. Hulle draai hulle oor na die lering wat hulle hoor. Hulle is nie gedwing om te hoor en in te neem nie. Hulle wou hoor. Hulle wou leer. Mark Nepo het gesê, "To listen is to lean in softly with a willingness to be changed by what we hear." Die mense het hulle harte en ore oopgemaak vir die apostels se lering. Nie net om woorde vir interessantheid aan te hoor en te kies of dit vir hulle werk of nie, maar met die openheid en gewilligheid om deur hierdie woorde verander te word. God het iets in hulle harte wakker gemaak. Dalk soos toe die Emmausgangers vir mekaar gevra het nadat Jesus die woord met hulle gedeel het, was ons harte nie aan die brand nie. Die vroeë kerk kan nie genoeg kry van die waarheid, van die goeie nuus nie. En so, saam groei hulle, sommer in diepte en in grootte. Ons het ook hierdie woorde tot ons beskikking, die woord van God, gereed om ons lewens te vorm en te verander. Lees saam met my. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor. Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Hoe gereeld stop ons, spits ons ore en luister gretig om in te neem en te leer, om met volle aandag te luister. Ons lewe is so vol afleidings dat ons nie altyd maklik onsself heelhartig kan toelê om te leer wat God vir ons wil leer nie. Die spoed en geraas rondom ons vra dikwels vir vinnige antwoorde, maar om te luister, met die doel om te leer en te verander, vra iets anders van ons. Dit vra 'n doelbewuste keuse vir stil word, aandag gee en oop wees om werklik te luister, sonder om aan te neem ons weet reeds wat gesê gaan word. Ons kan maklik probeer luister met 'n geslote hart. Ons sê dalk, ek het reeds besluit wat ek moet weet, en ek maak toe vir enigiets wat my nooi om uitdaag op maniere wat my nie pas nie. Ons kan luister met 'n vol kop en dan sê, my idees is al wat geld. Ons kan luister met weerstand en 'n rebelse hart en uitroep in ons binneste, moenie my uitdaag nie. Maar as ons nederig kom, as ons as beginners op hierdie pad saam met Jesus kom, dan kom ons agter dat hierdie manier, hierdie ingesteldheid, nederigheid, openheid, maak ons meer ontvanklik vir sy lering. Ons is dan vrugbare, gesonde grond waarin die saadjies van God se woord kan wortel skiet. Want luister is juis nie 'n passiewe ding nie. Dit is 'n aktiewe instelling. Aandag skenk, jou gedagtes stil maak en die Gees toelaat om jou te lei en te verander. Daar's 'n groot verskil tussen leer om suksesvol te wees en voor te kom en bloot baie te weet, en leer om verander te word en te groei. Want dan is dit meer as kopkennis. Dis die ontwikkeling van 'n lewensritme in pas met Jesus se. Die vroeë kerk, lyk dit my, het dit gekies. Hulle het nie net die woord aangehoor nie, maar dit in hulle lewens ingewerk. Hulle lewenswyse is aangeraak. Hulle leergierigheid word ontmoet met riglyne vir 'n manier vir hierdie nuwe lewenswyse.
Wat leer God vir jou vandag? Is jy nog oop om te hoor? Is jy gewillig om nie net te hoor nie, maar om toe te laat dat dit wat jy hoor, jou raak, jou transformeer? Vra gerus dat die Heilige Gees jou help daarmee. Want God se woord is nie net inligting nie. Dit is lewe. Mag ons, soos die vroeë kerk, gretig wees om te leer, oop wees om te luister. Mag ons opdaag vir die geleenthede waar ons saam kan luister en leer, waar ons stories en getuienisse kan vertel en deel, waar ons die woord kan studeer, waar ons geestelike gesprekke kan voer wat ons help om sin te maak, wat ons help om te integreer, dat dit nie net kopkennis is nie, maar dat dit afsak in ons harte en ons hele lewens verander. Kom ons bid saam. Jesus, help ons om te luister met gretige harte. Laat ons kom met 'n openheid en met 'n nederigheid en laat ons by u voete sit en leer. Hoe ook al u waarheid, die goeie nuus na ons toe kom, Here, of dit is deur die lees van die woord, deur preke, deur kursusse, deur gesprekke. Here, maak ons asseblief meer en meer sensitief vir wat u ons wil wys. Heilige Gees, wanneer ons sukkel om te luister en wanneer die wêreld hard lawaai, help ons om rustig te word. Help ons om te stop en ontvanklik te wees vir u stem. Leer ons onderskei, Here. Leer ons wat dit is om u woord te ontvang, dat ons harte brandend is en dat dit ons lewens aanraak op elke manier wat nodig is. Dankie, Here, vir u getrouheid en dat u ons handvat, ook in hierdie maniere wat ons u beter leer ken. Amen.